Vandag is Dinsdag 11 Maart. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef, is Paulus se brief aan Filemon. Voor ons die teksgedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi as jy die 7 lydenskerse by jou huis het om dit aan te steek. En dan wil ek jou nooi om saam met my tot rus te kom. Jesus, my gebed vir vandag en vir hierdie lydingstyd is dat U my moet vul. Here, kom vloei deur my. Kom vul my met U. Laat U liggaam en U bloed, U lewe, my spys en my drank wees. Laat U lyding en sterwe my krag en lewe gee. Jesus, in U en deur U ontvang ek alles wat ek nodig het. Daarom in hierdie lydingstyd laat ek die skaduwee van U kruis opsoek as my skuilplek en help my om nie weg te kruip van U liefde nie. Kom beskud my en omvou my van alle kante en laat U lig op my skyn. En as ek val, hou aan om my te roep. Jesus, kom vul my en kom vloei deur my. Hierdie week blaas ons ook in die 7 lydenskerse 1 lydenskers dood. En so doen ons dit elke dag tot en met Goeie Vrydag as ons Jesus se sterwe gedenk en ons al die kerse sal doodblaas. Ons lees vandag uit die kortste boek in die hele Bybel, net 25 verse. Nuwe Testamentiese teoloë sê as ons net een enkele brief van die hele Nuwe Testament sou besit het, en dit Filemon was, sou ons genoeg gehad het om te weet hoe om Jesus na te volg. Want in die 25 verse vind ons 'n hele opsomming, 'n praktiese opsomming van die Christelike geloof. Paulus sit waarskynlik hier in die hawestad van Efese in 62-63 na Christus onder huisarrest. En hy skryf hierdie brief aan Filemon. Ons lei uit die brief af dat die slaaf Onesimus vir Filemon besteel het. En dat Onesimus dan vlug. Wat ons moet onthou is dat daar 'n derde van die Romeinse ryk destyds slawe was en dat daar eintlik so 'n geheime polisiediens was wat die bewegings van slawe dopgehou het. So as 'n slaaf iets verkeerd gedoen en probeer vlug het en hy is gevang, sou hy tereggestel word en dit sou waarskynlik sy dood beteken het. Paulus skryf nou hierdie brief aan Filemon waarin hy vra dat Filemon vir Onesimus asseblief moet vergewe, nie net vergewe nie, ook moet terugneem. Nie net as 'n slaaf nie, maar nou as 'n geliefde broer. Kom ons lees die gedeelte saam vanaf vers 10. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind, Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy nie vir jou bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek terwille van evangelie gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou toestemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou ook kan wees nie, as mens en as broer in die Here.
Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom, net soos jy my sou ontvang. Kan ek jou nooi om vir 'n oomblik sommer net te dink, wat hoor jy in die brief? Wat doen die brief met jou? Hoe laat dit jou voel? Dink vir 'n oomblik hieroor na. Hierdie brief aan Filemon vra 'n wagmoedige omhelsing van die ander in die breedste sin van die woord. Die ander wat jou te nagekom het. Paulus gaan hier baie ver en hy wys wat 'n praktiese leefstyl van navolgingskap van Christus beteken. Hy kom wys vir Filemon op die baie konkrete, moeilike en etiese implikasies van Christen wees. Hy wys dat navolgers van Jesus leef teen die natuurlike in. Slawe word gevang en doodgemaak, maar nie hier nie. Teen die kulturele optrede van die dag. Hulle vergewe die slaaf en neem hom terug in jou huis. Teen die strukturele samestellings van die dag, maak van hierdie slaaf 'n broer in jou huis. Let net op wat sê vers 16, nou nie net 'n slaaf, nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer, as mens en as broer in die Here. Neem hom aan van slaaf tot broer. Wat Paulus hier doen is, hy wys in die brief dat die gemeente of die geloofsgemeenskap is die baarmoeder, die geboorteplek vir die teenkulturele en teennatuurlike en teenstrukturele optrede. Die gemeenskap van die kruis wat in Christus leef, hou mekaar verantwoordbaar vir 'n alternatiewe manier van leef in hierdie wêreld. Hulle roep mekaar op, hulle spreek mekaar aan, hulle dra saam mekaar se verlies, hulle help mekaar dieper kyk en dieper verstaan. Die geloofsgemeenskap kyk dieper na die gebeure van die dag, na die sosiale, na die politieke gebeure. In plaas daarvan om net saam met die vloei te gaan, vra hulle, hoe moet ons 'n alternatiewe gemeenskap in hierdie konteks wees? Wat doen die vraag met jou as jy hoor, die kerk van die Here, gelowiges, se rol is om 'n alternatiewe gemeenskap in die samelewing te wees? Dink vir 'n oomblik hieroor. As ek dink aan 'n opskrif vir hierdie brief, sou ek dit waarskynlik wou maak, die vreesloosheid van goddelike liefde. Bedoelende, ek gaan eenvoudig nie bang wees om lief te hê nie.
Dit gaan hier oor die vreesloosheid van die liefde wat teen die stroom van die lewe in leef en doen. Wat 'n nuwe gemeenskap vorm, nuwe tekens van hoop oprig. Die teks help my om te hoor dat van gelowiges word vandag gevra om met waagmoed, vreesloos lief te hê. En ons sien dit op 'n baie besonderse manier in hierdie brief. Paulus waag dit in vertroue op Filemon se goedhartigheid deur Onesimus met sy aanbevelingsbrief terug te stuur na Filemon. Hy weet nie of sy slim redevoering Filemon gaan oortuig nie, maar vanuit sy liefde en verbintenis aan Christus waag Paulus dit vreesloos. Onesimus waag dit dalk met sy lewe om as 'n wegloopslaaf in die skuld by sy eienaar terug te keer. Is 'n ongelooflike stuk waagstuk. En dan moet Filemon dit waag om Onesimus nie alleen as slaaf terug te neem nie, maar as 'n broer te ontvang. Verandering, dink ek, begin by individue wat vanuit Christus se diep verbintenis aan hulle die waagmoed aan die dag lê om anders te doen, anders te praat, anders lief te hê as wat dikwels in die normale vloei van die dag en in die gemeenskap plaasvind. En daarom die vraag vandag: wat moet ek anders doen? Hoe moet ek anders praat as al die praatjies wat gepraat word? Hoe moet ek anders gaan lief hê teen die vloei van vandag in? Om getrou en met waagmoed kind van die Here te wees. Ons kan die waagmoed alleen in die dag lê, omdat Christus dit reeds vir ons gedoen het. Hy het ons vreesloos kom lief hê, sodat ons identiteit verander het van slawe tot kinders van die lewende Here. En nou doen hy 'n beroep op ons ook, om op grond van sy liefde vreesloos te gaan lief hê. Wat beteken dit vir jou? Ek lees iemand skryf en sê, change starts with you, in your heart, in your home, and in your community. Want to see change in South Africa? Start by changing your own attitude and behavior. Here, kom gee my die waagmoed om vreesloos lief te hê. Amen.